Here, ons vra die seën op ons erediens. U die Vader wat alles gemaak het. U die Seun wat vir ons gesterf het en U lewe gegee het. En U die Heilige Gees wat voortdurend met ons besig is, wat in ons werk, wat met ons werk, wat deur ons werk. Aan U kom toe alle lof en eer, tot in ewigheid. Amen. Ons gaan vandag lees uit Johannes 3. Ons is by die 6de Lydenssondag. Volgende week die 7de Lydenssondag, wat ook bekend staan as Palmsondag, die intog van Jesus in Jerusalem. En tydens hierdie tog wat ons saam met hom gehad het, het ons baie keer op plekke gaan stilstaan, waar hy gaan stilstaan het, en gefokus op dit wat vir hom saak gemaak het. Vandag stop ons by iemand, en sy besoek aan Jesus was eintlik baie ironies. Jesus word beskryf as die lig vir die wêreld, die lig vir mense. En hierdie ou kon nie genoeg moed en durf by mekaar skraap om in die daglig na die lig toe te kom nie. Voordat ons dit lees, voordat ons uit Johannes 3 uitlees, wil ek net vinnig 'n toneeltjie met die vasmaak uit Numeri 21 en dit baie mee te doen. Het is baie maklik om ondankbaar te leef. Het is baie maklik om blind te wees vir God se teenwoordigheid in jou lewe elke dag. Het is baie maklik om te fokus op dit wat jy nie het nie, in plaas daarvan om oorvloediglik dankbaar te wees vir dit wat jy wel het. Het is baie maklik om jou aandag te gee op dit wat jy kort, in plaas daarvan om lof en eer te bring aan die een wat vir jou alles skenk wat jy reeds het. Numeri 21 kry ons te doen met 'n volk wat sopas deur 'n vuurkolom gelei word in die nag en 'n wolkkolom bedags, wat elke dag in die woestyn hulle kos kry. Wat elke dag na daai kolomme kan kyk en sien God is hier. En dan kerm hulle, ons hou nie van die menu nie. Ons hou nie van die kos nie. Ons het beter gedoen met die kos in Egipte. Was vir ons lekkerder toe. En nou het God ons daar gaan uithaal. Ons is nie meer slawe nie, maar ons vergeet daarvan. En hy het ons in hierdie woestyn en gee vir ons hierdie kos elke dag, wat uit sy hand uitkom. Maar eintlik was die kos in Egipte baie beter. Ek wens God het dit nooit gedoen nie. En dan stuur God giftige slange onder hulle in. En die ouenskap om soos vlee. Die van julle wat al lank in Nieu-Seeland is, weet, ons hoef nie meer bang te wees vir die goed nie, maar die van julle wat kort is, weet, jy het heilige vrees vir 'n slang. Die goed word losgelaat en die mense het ook om soos vlee. En uiteindelik sê hulle, Here, ons is verkeerd gewees. Ons het berou. Ons oë het oopgegaan. En dan word Moses aangesê om 'n slang uit koper te maak. 'n Simbool van dieselfde ding wat dood en moord veroorsaak onder hulle. Want om deur 'n slang gepik te word, dis moord. En dan daardie koperslang op 'n paal te sit en in die lug te hou. En dan word vir almal gesê wat deur die giftige slang gepik is. As jy gepik is, en jy het moeilikheid, kyk net vir daai simbool en jy sal genees word. Nou lees ons Johannes 3. Johannes 3 in die Nuwe Testament. Ek lees vandag uit die 2020 vertaling. En ons lees vanaf vers 1. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie.
En Jesus het hom geantwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weer gebore word, as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Hierop vra Nikodemus vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord, jy is die leermeester van Israel, jy begryp hierdie dinge nie. Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het. En tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, en dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek lees vandag, geliefdes, net tot hier. Here, ons harte jubel met die wete dat van ewig tot ewig U is. As ek aan tyd dink en ek probeer 'n konsep van die ewigheid kry, om te probeer vasstel, Here, hoe groot U is, dan is my kop te klein. Wat my vol dankbaarheid maak, Here, is dat U wat van ewigheid tot ewigheid is, ruimte het vir my. Dat U liefde so groot was, dat het my ook ingesluit het, dat my naam geskryf is daar, waar U seun gesterf het. Dat dit wat gebeur het, ook vir my gebeur het. Het is maklik om dit te vergeet, Here. Het is maklik om dit te verdwerg met die gewone goed wat elke dag gebeur. Het is maklik om so teen probleme en moeilikheid en spanning en stres en bekommernis vas te kyk, dat ek uit die tred verloor hoe groot die prentjie regtig is waarin ek leef. Ek is 'n spikkel in U ewigheid. Nie eers 'n punt so groot op 'n bladsy, Here, maar soveel werd in U oë. Daarom jubel my hart, Here. Daarom leef ek in dankbaarheid. Daarom leef ek in hoop, want dit kom altyd van U af. Daarom kyk ek altyd uit vir goeie nuus. Daarom, Here, al loop die lewe soms snaakse paaie, weet ek, dit gaan opeindig by 'n punt waar ek terugkyk en sien hoe U met my hierdie pad gestap het. Al is ek siek, al verloor ek alles, al weet ek nie altyd wat die rigting van my lewe is nie, al moet ek van vooraf begin. Ek is iemand vir wie U lief is. Daarom, Here, vergewe my blindheid soms, my kortsigtigheid, my stiksigtigheid. Maak nie saak wat 'n mens dit noem nie.
Vergewe die kere dat ek leef asof ek besluite nie. Vergewe die kere dat ek leef asof ek alleen is en hier nie omgee nie. Ek kan my oë net oplig. Aan 'n kruis het iemand eendag gehang en dit het my lewe verander. Ons bid vandag vir mekaar. Ons bid vir geliefdes wat siek is, ook ons kerkfamilie. Ons bid vir geliefdes wat herstel, Here. Ons bid vir mense wat voor nuwe hoofstukke in hulle lewe staan. Ons bid vir ons jong mense, Here. Ons bid vir ons kinders. Uiteindelik voor hulle lê 'n vakansie, 'n welverdiende breek, wanneer ons gesinne in hierdie tyd op die pad verskyn, Here, wees met hulle. Ons dra hulle op aan U. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat ons ook ons geliefdes ver in Suid-Afrika, Namibië, reg deur die wêreld aan U kan opdra. Dankie, Here, dat ons weet U is daar. U is teenwoordig, ook by hulle. Hoor vandag die liedere wat ons sing. Hoor die lof wat ons gee. En weet dit kom uit ons harte. Amen. Aan die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds aan die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, daar nie 'n ding ontstaan wat nie deur hom ontstaan het nie. In hom was die lewe en die lewe was die lig vir die mense. Dis die eerste vers van die Johannes Evangelie. So begin die Johannes Evangelie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig kon die duisternis nie uitgedoof kry nie. Die lig het bly skyn. En nou stap ons die pad verder saam met Johannes. En uiteindelik weet ons waar Jesus se pad eindig. Want een Vrydagmôre toe doof hulle daai lig uit. Een Vrydagmôre 9:00 die oggend word hy gevat met 22 centimeter lange spykers aan 'n kruis vasgespyker deur die Romeine. En die lig word uitgedoof. Dit was 'n baie stikkende en 'n verweerde liggaam, want die Romeine het eers met hom gemors, wat hulle daar gaan vaskap. Verraai, verlaat, verloon, in die steek gelaat, nie net deur vyande en politici en die Romeine nie, maar ook deur sy volgelinge, sy disippels en sy hartsmense. En toe 12:00, nadat hy 3 ure gehang het, toe kom die duisternis. Helder oordag. En ewe skielik dink 'n mens aan die eerste paar verse in die Johannes Evangelie wat sê, die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie, en dan wonder 'n mens, maar hier het dit gebeur. 12:00 daai middag, toe wen die donkerte, helder oordag. 3:00 daai middag, toe blaas hy sy laaste asem uit. Vir 6 ure sypel die lewe eenvoudig uit hom uit. Opgang net buite Jerusalem saam met ander misdadigers. Gewoonlik die gemors van die samelewing, die uitvasels, aan 'n kruis opgehang, soos 'n stuk gemors. Die swanesang van Jesus van Nasaret. Dis waarop sy opponente gehoop het. Dis wat so moeilik was vir sy volgelinge. Maar dan gaan die lewe aan. 3:00 die middag blaas hy sy asem uit en ewe skielik is daar 'n probleem. Wat doen jy met die dooie rabbi? Wat doen jy met daai stikkende liggaam in die middel?
Die ouens weerskante van hom lyk nie so sleg nie. Hulle was nie geslaan en gegeesel nie. Hulle bene word gebreek sodat hulle kan doodgaan. Hoekom? Want daar's 'n dilemma. Die Romeine het nie omgegee nie. As Rome iemand aan 'n kruis vasgeskap het, het hy partykeer vir dae gelei voordat hy dood is. En dan het hy daai liggaam vir weke aan die kruis gelos, sodat die aasvoëls kos kan hê. En terwyl hy liggame vir weke aan die kruise gehang het mense gesien, jy speel nie met Rome nie. En maas kon hulle kinders waarsku, moet asseblief nie goed doen om daar te eindig nie. Maar die Jode het nie van hulle misdadigers aan die kruise gehou op Sabbat nie. En as Jesus 3 uur die middag sterf, is dit 3 ure later Sabbat. Hulle Sabbat het die Vrydag aand 6 uur begin. En ewe skielik is daar 'n groot dilemma, daar's 'n groot gemors. Hy is dood 3 uur, en daar's 3 ure oor om hierdie stikkende liggaam van die kruis af te kry. Maar wat doen jy as al jou volgelinge wat jy moet afval weg is? As al jou disippels wegkry? Wie kom haal jou? Wie neem besit van die dooie rabbi? 3 uur die middag. Gelukkig verskyn daar iemand. Jy kan sê uit die niet uit. Hy kom asof hy gestuur is. Sy naam is Josef van Arimathea. Arimathea was 'n plek baie naby. En Josef kom en hy sê, ek het 'n geleende graf. Kan ek hom kry, Pilatus? Ek is bang vir die Jode, maar ek steek hom op my kop uit. Kan ek die liggaam kry, ek sal hom versorg, ek sal hom begrawe. En dan kry hy die dooie, stikkende liggaam. As jy nou die beskrywing van Josef van Arimathea kyk, dan staan daar, hy was 'n geheime disipel van Jesus. Iemand wat die heel pad agter die lig aangeloop het, maar in sy eie duisternis, in sy eie donkerte, wat niemand mag uitvind nie, wat ek kan in die moeilikheid kom. En as jy na die Grieks kyk vir geheime, is dit die woord krypto. Dit is soos cryptocurrency, jy dink jy het geld, maar jy het eintlik nie. Hierdie ou was 'n geheime disipel van Jesus. Hy was 'n krypto-disipel. Krypto, geheim, weggesteek, verdoesel. En dit is eintlik ironies. Terwyl die lig op aarde loop, terwyl die lig op aarde leef, is hy in sy eie donkerte. Hy is verdoesel, hy is weggesteek. Maar nou dat die lig nie meer daar is nie, en nou dat die disipels in hulle eie donkerte wegkruip, nou kom hy uit. En hy kom van die lig om te gaan begrawe. So van 'n krypto-disipel gepraat. Ons het sopas van een gelees. Nog een. En ewe skielik kom mens agter, Jesus het dalk meer van hulle gehad as wat 'n mens dink. Die een verskil is hierdie ouetjie waarvan ons gelees het in Johannes 3 het na die lig toe gekom terwyl die lig nog geleef het. Maar dan nog 'n stuk ironie. Terwyl hy na die lig toe kom, kom hy ook in die donkerte. Niemand mag weet nie, niemand mag sien nie. Nicodemus bly ook 'n krypto-disipel. Hoekom? Want hy is 'n fariseer. Fariseërs haat die Here. Fariseërs praat nie met hierdie rabbi nie. Fariseërs spoeg op die grond. Fariseërs probeer hom vastrek met vrae. Fariseërs wil hom van die aarde af hê. Jy kom praat nie met hom nie. En Nicodemus was 'n fariseer en 'n Joodse geleerde. Hy was hoogop. Hy was 'n kenner van die wet. Mense het met respekvolle oë na hom gekyk. Maar dan kom hy na Jesus toe, as dit nag stik donker is. Hoekom? Niemand mag sien nie. Niemand mag hiervan weet nie. Niemand mag uitvind nie. Maar dit kan 'n groot deurmekaar spul word en die wêreld kan vir hom baie warm word as mense dit moet weet. En kom ons hou dinge eenvoudig. En dan kom sit hy in die donkerte by Jesus.
Nou gewoonlik as 'n Fariseer na Jesus toe gekom het, was daar een of ander strikvraag op hulle lippe. Hulle wou Jesus omkant vang, hulle wou hom vasvra. Maar hierdie ou het nie 'n vraag nie. Hy het 'n stelling. Hy sê, Jesus, u moet van God af wees. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie by hom is. Ek kan nou amper Jesus se gesig in die donker te sien. Ag nee. Nie nog een nie. Nie nog een wat teen die tekens vaskyk nie. Op hierdie stadium het soveel mense vir die Here gevolg oor die goed wat hy kon doen. Nie die mens wat hy was nie. Groot skares het op hierdie stadium vir Jesus gevolg oor die goed wat hy kan doen, wat hulle lewe kan beter maak, wat hulle siektes kan genees, wat hulle kos kan gee, die goed wat hulle kan sien, nie oor wat hy gesê het, en nie oor wat hy regtig gebring het nie. En hier kom hierdie ou, waar Jesus bedags teen hierdie ouens moes vaskyk, en hy kom in die nag, en in die donker te kom praat hy ook van die tekens, die sigbare goed. Maar dan antwoord Jesus om, en hy sê, om die ware koninkryk te sien. Vergeet van die tekens wat jy vaskyk. Om die ware koninkryk van God te sien, moet jy eers weer gebore word. Ek dink as Nicodemus van ons mense was, het hy by die stadium gesê, want op hierdie oomblik verloor Jesus eintlik hierdie Fariseer. Nie letterlik nie, hy sit nog steeds daar, maar hy is bloediglik verward. En daar is twee probleme wat Nicodemus het. 'n Ou man kan tog nie weer gebore word nie. En iemand van my ouderdom kan tog nie weer in sy ma se skoot gaan lê om gebore te word nie. Dis 'n slim mannetjie hierdie, 'n Fariseer. Hy ken die wet, maar sy kennis strek nie so ver nie. Maar nou wil ek sê, dit sou maklik wees om Jesus mis te verstaan. Hoekom? Weer eens die Griekse woord anoten. Anoten beteken van vooraf of weer, of van boaf. Toe Jesus anoten gebruik, toe hoor hierdie man, ek moet weer gebore word, soos deur die geboorteproses, deur al die kanale gaan. Maar jy sê wat Jesus bedoel het nie. Hierdie ouetjie hoor weer gebore. En Jesus sê eintlik van bo af gebore wees. Jesus wil 'n betekenis oordra wat jy nie met die oë kan sien. En dan vervolg hy as hy die front sien. En hy sê 'n mens moet gebore word uit water en uit gees. Partykeer lees ouens hierdie teks en sê, hoor, hier is groot doopstories betrokke, en dan moet jy neerval in die gees, want dis wat ouens hier uitkry, niks daarmee te doen nie. Almal van ons is uit water gebore. Die dag toe jou ma se water gebreek het, is jy uit water gebore. Die Here noem dit vleeslik gebore. Almal van ons is daardeur. Jy moet uit water gebore wees. En uit gees. En om te probeer verduidelik wat hy bedoel, sê die Here, hierdie gees waai soos 'n wind. Jy keer hom nie, jy stop hom nie, hy werk soos hy wil, hy werk met wie hy wil, hy werk waar hy wil, hy werk sonder jou toestemming, hy werk sonder dat enige iets hom keer. Hierdie gees is soos wind. Jy kan hom nie sien nie. Anders as die tekens waarin jy vaskyk. Uiteindelik skep Nicodemus 'n bietjie lig en hy sê, maar hoe is hierdie dinge moontlik? En dan besef Jesus, as dit so moeilik is om hom te verstaan as hy oor die aardse dinge praat, hoe moeilik moet dit nie wees as hy oor die hemelse praat nie, want niemand was al ooit daar nie, net hy. En dan besef hy, hierdie Fariseer het 'n prentjie nodig.
Jesus moes baie keer met prentjies praat, prentjiewoorde. Jy noem dit gelykenisse. Eenvoudige beelde, sodat mense kon verstaan wat hy regtig wou sê. En 'n mens sou dink 'n fariseer is 'n kenner van die wet. Hierdie ou is 'n slim ou, maar hy het ook 'n prentjie nodig. En dan gaan haal Jesus die beeld waarmee ons begin het, uit Numeri 21. Onthou jy wat hy eintlik vir die ou sê? Onthou jy die dag toe die mense ondankbaar geleef het, God giftige slange gestuur het, die mense links en regs gepik is. Hulle toe gebid het, ons het u redding nodig. En God die opdrag gegee het van die koperslang op die paal, die bron van redding, die simbool van redding. Onthou jy die dag toe Moses hierdie paal opgetel het, en hy slang in die middel van hemel en aarde gehou het, en almal wat gekyk het na die slang, het gesond geword. Onthou jy die oomblik? Ek wil nou vir jou sê, Nicodemus, kyk op en leef. As jy nie van bo gebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Kyk op en leef. Natuurlik het Nicodemus nie geweet daai aand wat Jesus sê nie. Natuurlik het Nicodemus nie geweet dat hierdie selfde man wat voor hom sit, ook op 'n stadium aan 'n houtpaal tussen hemel en aarde gelang. Natuurlik het Nicodemus nie besef dat daai oomblik die oomblik van nuwe lewe vir ons almal sou wees nie. Natuurlik het Nicodemus nie besef dat daai oomblik die geboorte oomblik van ons ewige lewe sou wees nie. Soos Moses daardie simbool in die paal gesit het, en almal wat opkyk, word genees. Kyk op. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. So eindig die gesprek met daai aand. Nergens agterna hoor jy wat Nicodemus gedoen het nie. Nergens hoor jy, hy het kom aansluit nie. En die mens wonder, het hy die lig raak gesien? Het hy diep genoeg begin glo om nie teen die tekens vas te kyk nie? Het die Heilige Gees so met hom begin werk, soos wind wat jy nie keer nie? Al wat ons weet, die volgende oggend toe die son opkom, was Nicodemus nie daar nie. Hy het nie kom aansluit by Jesus en sy volgelinge nie. Hy was nie deel van die skares nie. Hy was terug na die fariseërs toe. En het sou maklik wees om te dink sy lewe het aangegaan soos nog nooit tevore nie. Die lig het na die wêreld toe gekom. En Nicodemus het die donkerte verkies. Of het daar tog iets gebeur? O ja, right. Mens kom het al agter in Johannes 7, waar die fariseërs en die priesterhoofde toe al wagte stuur om daai mannetjie van Nasaret te gaan vang, en Nicodemus opstaan tussen al sy fariseer broers en sê, maar wag ouens, jy kan tog nie iemand skuldig bevind as jy nie eers sy storie gehoor het en moeilikheid kry. Maar dan hoor jy weer 'n keer van Nicodemus. In Johannes 19. Die Josef van Arimathea onder daai kruis staan en die vernielde liggaam begin afval. Dis daar nog 'n paar hande. Nicodemus. Hy kom toe vernaal
uit sy donkerte uit. Hy kom al die lig van die wêreld van daai paal af, en hy gee nie om wie hom sien nie. Hy gee nie om wat die mede-fariseërs gaan sê nie, hy gee nie om wie wat gaan doen nie. Gaan lees Johannes 19. Hy bring 33 liter mirre saam. Dis 100 liter in daai tyd. Ewe skielik word 'n kring voltooi. Goud, wierook en mirre vir die koning. Goud het jy in daai tyd vir 'n koning gegee, wierook was gewoonlik vir 'n god. En mirre, dit was 'n stuk boomhars wat gewoonlik tot 'n salf verwerk was, wat jy aan wonde gesmeer het en mense mee kon balsem. Toe mense dink, die donkerte het die lig uitgedoof. Kom haal Nikodemus sy liggaam van die kruis af. Iewers was daar 'n geboorte van bo af. Iewers het die gees gewaai soos wind en niemand kon dit keer nie. En eintlik moes mense dit al besef het die aand toe hy met Jesus kom praat, wat het jy al gelees? As hy met Jesus kom praat, noem hy hom Rabbi. Die Fariseërs het Jesus nie Rabbi genoem nie. Toe dit donker word vir die lig, stap hierdie man uit sy donkerte uit. En hy gee nie om wie dit sien. Die kruis maak van ons nuwe mense. Die kruis is my en jou se geboorte in die ewige lewe in van bo af. Die kruis laat ons in helder daglig sê, ek glo, ek bely, ek volg U, want U is my lewe. Amen. Partykeer sit ons te lank in ons donkertes, Here. Partykeer bly ons te lank stil as ons U naam loof. Partykeer skram ons weg van die lig wat U vir ons skyn en deur ons skyn. En hierdie paastyd wat voor ons lê, Here. Laat ons nie fokus op die tekens nie, maar op die wonderlike geboorte wat vir ons almal plaasgevind het. Dankie vir die voorreg om U sin te mag wees. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en elkeen van julle gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen bly wees. Amen.